Hallo almal en hartlik welkom. Is julle reg vir 'n super prettige vasvra om jouself net 'n bietjie beter te leer ken? Vandag gaan ons saam speel en ons gaan saam leer. So, kom ons spring sommer dadelik weg. Goed, so hier sou dit gaan werk. Dis baie eenvoudig. Ek gaan 'n vraag vra en dan gee ek jou 'n oombliekie om te dink. Geen haas nie. En dan, voila, verskyn die antwoord op die skerm. Klink maklik, né? Kom ons begin. Reg, welkom by ronde 1. Hierdie ronde is alles oor jou. Ja, jy. Dit gaan oor wat jou maak en hoe jy oor jouself voel. So is jy gereed vir die heel eerste vraag? Hier kom hy. Jou eerste vraag is: wat presies is die definisie van selfbegrip? Dink 'n bietjie daaroor. Reg, kom ons kyk. Soos jy kan sien, is dit basies hoe jy jouself sien. Dis om van jouself te hou en baie belangrik, respek vir jouself te hê. Dis amper soos jou eie innerlike spieelbeeld. Nog 'n kragtige idee, né? Goed, volgende vraag. Wat is selfbeeld of selfvertroue? Dink gou-gou. Het jy 'n antwoord? Dis kort en kragtig. Dis jou eie waarde. Dis daai klein stemmetjie diep binne in jou wat sê, ek is waardevol, net soos ek is. Dis 'n absolute superkrag as jy my vra. Goed, nou vir die ander kant van die saak. Wat is 'n negatiewe selfbegrip? Kom ons kyk. Die antwoord is wanneer jy eintlik altyd 'n lae opinie van jouself het. Weet jy, dit kan met enigeen van ons gebeur en dis belangrik om dit te kan raak sien, want dis definitief iets waaraan ons kan werk. Reg, kom ons raak 'n bietjie prakties. Noem net een manier hoe jy fisies vir jou selfbegrip kan sorg. Wat dink jy? Daar is 'n hele paar goeie antwoorde. Miskien het jy aan een van hierdie gedink. Kry genoeg rus, doen oefening en eet gesond. Dis presies soos om jou liggaam se battery te laai. As jou liggaam goed voel, help dit jou kop om ook goed te voel. Nou ja, kom ons gesels 'n bietjie oor vriende. Wat is een ding wat jy saam met jou vriende kan doen wat jou selfbegrippe 'n hupstoot gee? En die antwoord is: maak tyd vir pret en spandeer tyd saam met goeie vriende. Weet jy, daardie oomblikke wat jy lekker lag en goeie geselsies het, dis is medisyne vir die siel. Hier sit diep een. Hoekom moet jy eerlik met jouself wees? Wel, die antwoord is eintlik redelik eenvoudig. Oneerlikheid laat jou op die ou end minder van jouself dink. Elke keer as jy die waarheid praat, veral met jouself, dan bou jy aan daardie selfrespek. Is 'n groot ding. Volgende vraag. Hoekom is dit so goed om doelwitte vir jouself te stel? Want om selfs klein doelwitte te bereik, soos om jou kamer netjies te maak of 'n hoofstuk van 'n boek te lees, gee jou selfbeeld 'n massiewe hupstoot. Onthou, elke klein oorwinning tel. Wat beteken dit nou eintlik om standpunt in te neem? Dit beteken jy staan op vir wat vir jou belangrik is en dit waarin jy glo, selfs al voel dit soms 'n bietjie moeilik. Dis 'n ongelooflike kragtige manier om vir jouself te wys dat jou opinie saak maak. En hierdie is 'n baie belangrike vraag. Hoekom moet jy jou sukses vier? Want dit gee jou daardie kans om trots te wees op die dinge waarvoor jy regtig hard gewerk het. Moenie net aanbeweeg na die volgende ding nie, stop vir 'n oomblik en gee jouself 'n welverdiende skouerklop. Goed, laaste vraag vir hierdie ronde, en dis 'n baie belangrike een. Wat is een ding wat jy altyd moet onthou wanneer jy fokus op wie jy is? Die antwoord is hierdie kragtige gedagte: wat ander mense sê, maak nie eintlik saak nie. Jou reis gaan daaroor om aan te hou groei en aan te hou leer. Hou hierdie een naby jou hart, oké? Wow, julle het fantasties gedoen in ronde 1. Ek is regtig beïndruk. Dit is duidelik julle is goed op pad om julleself te verstaan. Maar, is julle reg vir die volgende uitdaging? Kom ons duik in ronde 2. En so, welkom by ronde 2, goeie raad tel. In hierdie ronde gaan ons kyk na die krag van woorde. Hoe ons raad gee en net so belangrik, hoe ons dit ontvang. Dis 'n kuns op sy eie. Goed, ronde 2 skop nou af. Eerste vraag, wat presies is terugvoer? Dis eintlik baie eenvoudig. Dis net 'n antwoord of 'n kommentaar. Dink daaroor. Jy kry terugvoer oor jou skoolwerk of wanneer 'n vriend sê mooi aangevat. Dis letterlik oral. So, as ons daaroor praat, wat is positiewe terugvoer? Ag, dis die beste soort. Dis daardie tipe terugvoer wat jou help, jou aanmoedig en jou opbou. Die hele punt daarvan is om jou te help groei sonder om jou ooit sleg te laat voel. En wat is die teenoorgestelde? Wat is negatiewe terugvoer? Ja, dis ongelukkig daardie tipe terugvoer wat sommer net sleg, skadelik of selfs beledigend kan wees.
Dis baie belangrik om te weet dat hierdie soort woorde niemand regtig help nie. Dit breek eerder af as om op te bou. Hier is 'n baie belangrike reël om te onthou. Wat is die heel eerste ding wat jy moet sê wanneer jy vir iemand terugvoer gee? Die goue reël is, sê altyd eers iets positiefs. Begin met wat jy dink goed gedoen is. Maar hoekom? Hoekom is dit so belangrik om met die positiewe te begin? Wel, want dit gee daardie ander persoon dadelik 'n bietjie selfvertroue. Dit maak dit vir hulle soveel makliker om te luister na die res en dalk selfs vir hulp te vra. Jy skep eintlik 'n veilige spasie waar almal kan leer. En hier is die laaste vraag van die hele vasvra, en dis dalk die moeilikste een. Wat moet jy doen wanneer jy negatiewe terugvoer kry? Ja, dis nie altyd maklik nie, maar hier is die beste manier. Herinner jouself eers aan al die dinge wat wel goed is en gebruik dan die raad om te probeer verbeter. Moet net nooit ooit die goeie dinge van jouself vergeet nie. En dit is dit. Fantasties gedoen. Jy het die einde bereik. En die prys wat jy vandag gewen het, is kennis en selfvertroue. So hier is jou opsomming vir sukses. Stap 1, glo in jouself en wees trots op presies wie jy is. En stap 2, gebruik goeie raad om aan te hou groei. So, ek los jou met een laaste gedagte. Watter een klein dingetjie gaan jy vandag nog doen om trots te wees op jouself? Dink 'n bietjie daaroor en gaan doen dit. Baie dankie dat jy saamgespeel het. Onthou altyd hoe wonderlik jy is. Totsiens.